Dit is Dinsdagmiddag die 30ste Julie. Goeiemiddag. Ek lees verder, hoofstuk 39, Belter en warm water uit 'n donkie. Die tas word oopgemaak op ons houtstoepstelsel tafel wat al erg verbleik het in die son. Ons pak alles uit. Al die lekker bederfgoed wat nie hier bestaan nie. Nuwe klere, boeke om te lees en eetgoed. Wynand het 'n houtstruktuur staan gemaak wat dien as ons kombuis en nog een 'n paar meter weg is die badkamer. Netjies. Spoeltoilet, bad, stort en wasbak met warm lopende water. Een van die eerste dinge wat Wynand op Belter gedoen het, was om 'n put te grawe. Die put is net 3 meter diep. Vars, silverskoon water, gefiltreer deur die aarde self. Ons beddens is nog in die tente en mobiele lugversorging blaas koel lug daarin wanneer die kragopwekker aan is. Een middag kom Frederik op Belter aan. Hy gebruik die badkamer en kan sy oë nie glo oor die warm lopende water nie. Wynand verduidelik vir hom die konsep. Eers word die water gepomp van die put af na die reservoir bo op die badkamerdak, wat die hoogste punt van die stelsel is. Dan loop dit af tot in die donkie op die laagste punt van die stelsel. Van daar af loop dit deur middel van drukking en gravitasie terug boontoe na die krane en, soos die Franse sal sê, voilà, jy het warm lopende water uit die kraan. Frederik neem foto's van die stelsel. Dis die eerste keer in sy lewe dat hy so iets sien. 'n Stortreën breek daardie aand uit. Dit is asof die storm alles wat Wynand staan gemaak het wil kom verwoes. Ons almal, ek, Wynand, Emie, Bea, Frederik en Naftal, ons huishulp en ons 2 honde, is in die kombuisie. Die reën lek aan die binnekant van die houtmure af tot op die vloer waar die kinders al aan die slaap geraak het. Die kinders lê gedeeltelik op die honde se beddegoed en ook op hulle eie beddegoed, sommer so deur mekaar. Alles is nat en vol modder. Hoofstuk 40. Ons is terug in die Kongo. Wanneer dit so gereën het, weet ons al die volgende aand is 'n gogga aand. Dan broei alles wat leef uit en hulle vlieg en kruip die wêreld vol, soos 'n plaag. Dit krioel in jou neus, mond, oë, ore en in jou nek, orals. Dis 'n gevoel wat jou sal mal maak. Op so 'n aand hou ons een lig aan om die goggas te lok en ons sit ver weg op kampstoele in die donker. Dis die enigste manier om dit te vermy. Dan gooi ons 'n piknikkombers oop vir die kinders en so wag ons vir die ergste om verby te gaan. Die volgende oggend vee Naftal hoope dooie goggatjies van die vloer af. Hy is ons nuwe huishulp, want hy was bereid om van Malolo af saam met ons te trek Belter toe. Die vorige huishulp was nie bereid om saam te trek nie. Vandag skuif ons goed uit die tente in ons houthuis in. Die voordeur maak oop in ons klein TV-kamer. Regs is die deur na ons slaapkamer toe met sy eie badkamer wat op die verste kant afgeskort is. 'n Praktiese, ordentlike stort is baie belangrik. Wynand benadruk dat hy weier om koud te stort, want hy het genoeg daarvan gehad in sy lewe. Hy doen altyd moeite dat ons gemaklik kan stort, slaap en kos maak, soos wat dit behoort te wees. Links uit ons TV-kamertjie is die kinders se ruimkamer. Dis net so groot soos ons in, maar sonder 'n badkamer. Basies, maar voldoende en dis 'n groot opgradering van tente af. Ons dra ons beddens in, bedkassies en laaikaste ook. En vinnig is ons lekker ingerig. Ons slaan die tente af in die hitte van die dag en maak dit skoon soos dit opgerol en gebêre word. So ook die grondseile. Ons ontdek 'n uiters onaangename verrassing onder die tente van omtrent 17 verskillende slangneste met gemiddeld 50 eiers in elk. Genadiglik is daar geen slange self in sig nie. Sonder om 2 keer te dink, gee Wynand vir die werkers opdrag om alles met grawe en hulle pangas stukkend te slaan. Gril is nie die woord nie, en om te dink, ons het vir 'n paar weke so gebly. Intussen werk Wynand lang ure om die veld te bewerk. Hy staan 3 uur op om te gaan ontbos en werk tot 7 uur in die aand. Hy kom huis toe deur die loop van die dag om gou iets te kom eet,
of ek en die kinders ry lande toe om vir hom etes te neem. Harde werk dag in en dag uit, want hy het 'n droom om te boer en niks gaan hom keer nie. Hy vertel dat wanneer die trekker se ligte in die lang gras skyn, die paddas in hulle duisende rondspring. Naftal moet elke padda rondom die huis doodslaan, duisende der duisende paddas wat natuurlik slange lok. Emmy se nommer 4 kindertekkie het tot 8 paddas op 'n slag in. Nog 'n plaag is deel van ons daaglikse lewe. Voordat jy jou skoene kan aantrek, moet jy eers seker maak, daar is niks in nie. Saans sit ek die ligte in die kombuis af terwyl die kos kook. Anders, as jy die deksel oplig, val daar goggetjies in. Wanneer ek die lig aansit om gou na die kos te kyk, is daar so 'n paar paddas op die kombuisvloer wat wegop om te gaan wegkruip onder iets. Reëntyd in die Kongo is vir my die mees stresvolle tyd. Onder andere omdat die paaie dan so glad so seep is. Om so gly te ry met ons kleinkindertjies maak my senuwees klaar. Ons vertrek 5:15 die oggend van Belter af dorp toe met oom Hannes en tannie Trudy se bakkie. Ons cruiser staan met probleme. Hy was net nooit weer dieselfde nadat daar as gevolg van 'n misverstand tussen Wynand en 'n Kongolees parafin in hom gegooi is in plaas van petrol. Dit het gebeur toe Wynand met die aanvanklike konvooi deur die Demokratiese Republiek van die Kongo gery het. Vet alleen weet hoe iemand dink dat enige voertuig op parafin loop. Ek, Wynand, Emmy en Bea is agter op die bakkie en oom Hannes en tannie Trudy voorin. Mila, ons Jack Russell, wat ekstra wit vertoon teen die vrugbare turf, draf altyd so eentjie agter ons aan wanneer ons ry en gaan dan terug huis toe. Gideon ry vooruit met die trekker, want 40 km van Belter af is daar 'n modderbad waar geen voertuig op sy eie sal kan deurkom nie. Maar ons moet daardeur dorp toe, want die ander roete lyk nog erger. 'n Kabel agteraan die trekker word vooraan oom Hannes se bakkie gehak en so gaan ons deur die modder. Die oppervlak van die modderwater is gelyk met die bak van die bakkie. Dit lyk of ons in 'n bootjie sit. Die neus van die voertuig wat onder die modder induik, laat my dink aan 'n krokodil se manier van swem, bietjie bo, bietjie onder. Ek hou my asem op vir 'n klein modderbrander wat dreig om oor die kante na binne te stort. Die trekker se hoë wiele sak weg in die diep modder, soos dit vasdra plek soek onder die papery. Die kinders gil en kraai van plesier. Ons kom aanderkant uit en ry die res van die gewone slegte pad tot in die dorp waar ons aankope doen. Op pad terug Belter toe gaan ons weer deur dieselfde modderbad. Hierdie keer is dit al donker. Die maan skyn helder en gee vir ons genoeg lig. 'n Dorpsdag is uitputtend vir almal. Ons sit so tussen ons gasbottels, vol petrolkanne, kruideniersware en selfs 2 houers eiers. So breekbaar, omtrent soos wat ek op hierdie oomblik voel. Verlig kom ons by die huis aan. Naftal se eerste woorde is dat Mila nie teruggekom het nie nadat sy ons vanoggend geagtervolg het. Daardie oggend was die laaste keer wat ons vir Mila gesien het. Sy was my verjaarsdaggeskenk van Wynand toe ek 24 geword het. Sy moes baie ouer as 8 of 9 geword het, maar die digtheid van die veld het waarskynlik gemaak dat sy nie haar pad terug kon vind nie. Die moontlikhede van wat presies met haar kon gebeur het, is 'n afgryslike gedagte. Ek wil nie eers dink aan die prentjie wat ons in die mark se vleisafdeling gesien het nie. Luislange is ook volop en ons almal weet dat 'n luislang selfs 'n groot bok kan vang, dooddruk en insluk. My hart is stikkend oor Mila. Ons spierwit hondjie wat in die konvooi al die pad van Suid-Afrika af in Wynand se skaduwee saamgekom het. Lank hierna hou ons nog aan om te kyk vir haar, maar sy is skoonveld. En ja, ons het haar op die einde nooit gekry nie. Hoofstuk 41, op ons eie op Belter. Die pen is magtiger as die swaard. So kom ons agter met die nuusbrief wat Wynand 1 keer 'n maand uitbring. Dit werk baie goed om belangstellendes op hoogte te hou.
Die medeboere wat die projek kom bederf het met politiek, hou nie daarvan dat Wynand al die gebeure deur middel van die nuusbrief die wêreld instuur nie. Dit lyk op vir ons, mens mag nie die waarheid oor vertel nie, is Wynand se gevolgtrekking. Dit laat 'n mens wonder wat die nuwe bestuur wil wegsteek as 'n mens nie eens mag terugvoer gee nie. Maar dit stop ook nie vir Wynand nie. Getrou elke maand is daar 'n nuusbrief. Vandat die nuusbrief se naam verander het na die De Toys van Belter, was dit in Afrikaans. Ek lewer ook later 'n bydra, Liewe Dagboek, waarin ek vertel van my hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope maand. Wynand is deur die president van Agri SA versoek om die Malolo Post te sluit en daarom raak dit uiteindelik ons persoonlike nuusbrief. Dit word steeds net so goed ontvang. Snaaks hoe die persepsie later ontstaan dat ons kompetisie is vir die ander boere. En dit net omdat ons na ons eie grond toe geskuif het en ons daar gaan vestig het. Ironies, want hulle kry later voldoende verdere finansiering, maar nie ons nie. Dit was tog die idee van die begin af dat elkeen sy eie plaas moet ontwikkel. Of was hulle van plan om die hele 85.000 hektaar vir hulle self te vat? Ons huis, kombuisie en badkamer op Belter dien as ons beskeie geriewe terwyl Wynand besig is om ontbossing te doen en die veld voor te berei. Op 'n plaas is daar altyd werk wat wag, veral as jy dit van meet af doen. Intussen is daar besoeke van die Suid-Afrikaanse ambassadeur aan die gemeenskaplike plaas. Die ambassadeur is ook bewus van die boere wat al hulle eie grond gaan okkupeer het. Vir hom lyk alles belovend en hy benadruk hoe trots hy is. Hy gee terugvoer aan die Kongolese en die Suid-Afrikaanse belanghebbendes. Ons lig hom in oor die spanning op die grond, maar daar is nie veel wat hy as ambassadeur daaraan kan doen nie. Maar so hou ons kant skoon en hy is ingelig vir wat dit mag werd wees. Hoofstuk 42, die gemeenskaplike plaas, Malolo. Dinge op Malolo vorder goed. Daar is 'n silo-bestuurder vanuit Suid-Afrika aangestel om die oes te ontvang en in te weeg. Dit is baie belangrik dat die mielies op die regte manier en op die regte tyd gestoor word. Dit verseker 'n kwaliteit produk. Hier is allerlei tropiese siektes en goggetjies wat nie in die Suid-Afrikaanse klimaat voorkom nie. Dit kan die oes bederf en as dit nie reg hanteer word nie, groot skade veroorsaak. Dit is vir almal 'n leerproses, 'n potensieel baie duur leerproses wat bydra tot die spanning. Die silo-bestuurder se vrou het saam met haar man gekom om die omstandighede te trotseer. Op hierdie stadium is ons 4 vrouens in die groep. Hoofstuk 43, Monsieur Gaps of Mes Gaps. Lia en Japie Peens vertel vir ons van 'n oulike plek in Dolisie vir 'n koue bier of koffie en goeie kos. Netjies en op standaard. Mes Gaps, die kort vir Monsieur Gaps. Ons laat nie op ons wag nie en gaan by die eerste geleentheid soontoe. In die dorp is daar grond en teerpaaie. Die laaste stuk grondpad op pad na Mes Gaps is eintlik onbegaanbaar, maar as jy versigtig klim met 'n 4x4, dan kom jy wel daar uit. Dis net so 30 meter se erosie op sy ergste teen 'n steilte uit. Dan aan die linkerkant sien jy dit sommer dadelik. Blombakke met kleurvolle blommetjies weerskante van die ingang. Kongolese kindertjies speel met selfgemaakte draadkarre voor die restaurant. Ek verkyk my daaraan. Hulle bou 'n draadkar uit enige rommel. Hier te kort en daar te lank en nie een van die 4 blikwiele is dieselfde grootte nie, maar die speelding loop en dis al wat tel. Hulle speel 'n hond uit 'n bos. Dat so iets eenvoudig soveel genot kan bring. 'n Prieel wat rank en 'n afdak vorm sorg vir heerlike koelte en die tafeldoeke is kleurvol. Teen die mure is ook kleurvolle tipiese Afrika kuns en elke stoel netjies op sy plek. Om na Mes Gaps toe te gaan is vir my soos in die fantasieverhale waar die karakters by 'n denkbeeldige deur ingaan en 'n hele nuwe wêreld ontdek, weg van realiteit en weg van die stof en ander sorge van die Kongo self. 'n Wonderwêreld wat jou aantrek, skoon, rustig en aangenaam.
Die eienaar is 'n eksentrieke man. Hy praat en verstaan net Frans, nie 'n enkele woord Engels nie. Hy is baie vriendelik en gesels aanhoudend, wel ons knik maar net. Elke keer wat ons daar aankom, gee hy vir die kinders 'n ballon. Hy hou 'n klein krokodil in 'n diep dammetjie aan en 'n snaakse soort aapie in 'n hok wat in die mik van 'n boom geprakseer is, sy natuurlike habitat. Daar is ook verskillende soorte voëls in hokke en 'n redelike makuil wat nie heeltyd op hok gehou word nie. Hy is vry om in die restaurant kort afstande te vlieg en kan iewers gaan sit om die wêreld met sy goudgeel oë te bekyk. Op die spyskaart is omelette vir ontbyt. Iets soos eiers, spek en roosterbrood is nêrens in die Kongo verkrygbaar nie, want dis mos tradisioneel 'n Engelse ontbyt. Ons het nog nooit vandat ons in die Kongo aangekom het, bacon en delisie gekry nie. Naturel is 'n omelet sonder vulsel. Daar is wel fromage of dan nou kaasvulsel. As jy koffie bestel en jy wil melk in jou koffie gooi, dan moet jy spesifiek vra dat hulle vir jou melk bring, want volgens die Franse manier drink mens koffie net op een manier en dis swart. Die melk wat hulle bring is poeiermelk en water in 'n melkbekertjie, sodat jy dit self kan meng. As jy droë poeiermelk by warm koffie gooi, dan maak dit klonte. Op die toilette se deur staan ici, wat beteken hier is dit, of hierso, die antwoord vir wanneer iemand vra waar die toilette is. Die toilette het nie water in nie en daar is ook nie water in die krane nie. Daar staan 'n groot emmer water in die badkamer. As jy klaar die toilet gebruik het, gebruik jy 'n deel van die emmer se water om die toilet mee te spoel en die ander deel om jou hande mee te was. Met 2 klein kindertjies is hierdie manier van toilet toe gaan 'n gedoente. Ek kyk in die spieël en kry 'n skok toe ek sien hoe rooi my gesig is van die stof. Behoorlik asof ek ge-airbrush is. Dankie tog vir die wipes. Dit gaan oral saam met ons. Dit is standaard om eers my gesig daarmee skoon te maak wanneer ons op 'n plek aankom. Juis ook omdat Alain by die saagmeule eendag baie besorg in gebroke Engels vir my gesê het, "Your face, it is red." Nou ja, dan lees ek môremiddag verder vanaf hoofstuk 44. Nee, wag, kom ons lees hom ook nog vandag. Okay. Hoofstuk 44, hulp uit die bloute. Dis 4 of 5 dae voor Kersfees en ons het nie geld nie. Nie eens vir 'n rit dorp toe nie. Selfs al kan ons dorp toe gaan, help dit nie, want ons het nie geld om kos of ander benodighede te koop nie. Dit is toe dat Wynand se foon lui. Dis 'n vriend met wie hy jare laas kontak gehad het. Ons het nie eers geweet hy het Wynand se Kongo telefoonnommer nie. "Stuur vir my jou bankdetails," kom Kobus Hoon se stem oor die foon. "Ek het 'n paar rand ekstra. My gevoel is dat julle dit nodig het." Oorstelp van dankbaarheid. Ons is sprakeloos oor hierdie genade, so uit die bloute. Ons leen 'n voertuig by die boere op Malolo om dorp toe te gaan. Ons kan inkopies doen en paar liter diesel koop. Kersfees kom en gaan soos enige ander dag. Dis 'n dag wat ek nooit in my lewe weer wil beleef nie. Verbitter is nie die woord nie. Al ons geliefdes en familie hou vakansie by die see en is bymekaar vir Kersfees. En hier staan ek in ons klein hout kombuis in die middel van nêrens en sukkel. En ek probeer om die tyd om te kry. Wynand en Gideon is al vroeg saagmeule toe om nog 'n stootskraper te gaan haal. Dit neem hulle die hele dag. Dit was nou op Kersdag. Teen die einde van Kersdag, toe die son sak, kom Wynand en Gideon op Belter aan. Vuil, vol modder van kop tot toon. Net hulle tande is wit. Na hierdie dag is my gevoelens onuitspreeklik. Dis jou 2,5 jaar in die tronk, sê Wynand, toe ek vir die hoeveelste keer in trane uitbars. Almal kry dit op die een of ander stadium. Dit gaan ook meer as een keer gebeur. Elkeen van ons kry dit in ons eie unieke weergawe. Of dit nou jou skuld is of nie. So probeer Wynand my bemoedig. Het sy dit 'n ernstige siekte is, of finansiële verlies, egskeiding, iemand aan die dood afstaan, 'n verslawing, of 'n situasie wat vir jou voel asof jy nie daar uit kan kom nie, of wat ook al,
Dit is die lewe. Dit is vir my bitter moeilik om te verwerk. Verder herinner Wynand my aan alles wat wel gunstig is. Ons het mekaar en ons het vryheid om rond te beweeg. Dink jy in hoe dit moet wees in 'n sel van 2 by 2,5 meter dag in en dag uit vir 2,5 jaar? Ons het intussen groot skade gekry aan ons huisinhoud en persoonlike besittings nadat 'n megastorm waar tydens 68 mm water in 'n uur geval het, een van ons stoortente opgevrommel en vernietig het. Ons stoortent se inhoud is papnat en so beskadig dat niks daarvan meer bruikbaar is nie. Langbroeke, jeans en ander netjiese klere wat ons nie hier dra nie, is ook al vol gate gevreet deur muise of rotte. Ons gooi alles op die ashoop. Skryf dit ook af. Hoeveel nog? Hoeveel geduld, opoffering, vasbyt en trane nog? Deur dit alles het ons nog nie een keer honger gaan slaap nie. Wynand het so goed as wat hy kon ons geriewe staan gemaak. Ek het ook nie beoog dat dit so moet wees nie, my mens, sê hy selfmoedeloos. Oom Barreto van Vorolak, die saagmele, ken ons storie en hy is beïndruk met Wynand se durf. "You're a bold fella," sê hy nadat Wynand aan hom verduidelik hoe die poging ontvou het tot waar ons nou staan. Oom Barreto is 82 jaar oud. Hy het in Indië en Frankryk skool gegaan en groot geword en as volwassene het hy French Africa toegekom. Dis hoe die Europeërs daarna verwys, French Africa. Hy is die eienaar van die saagmele wat hy self as jong man op die been gebring het. Die naam Vorolak is afgelei van die woorde forest and en lake. Die oom ken die Kongo en hy is 'n besigheidsman van formaat. Soos sy seun Frederik is hy ook opgewonde om in die toekoms plaaslik by ons mielies aan te koop in plaas van invoer. Wanneer ons by Vorolak aankom, word ons met soveel gasvryheid ontvang. Eers gaan sit ons op bankies onder dak op 'n wye stoep wat oor die Niari rivier uitkyk. Dit is onbeskryflike natuurskoon, maar wild en ongerep, soos 'n toneel uit 'n fliek. Oom Barreto se huishulp, Luke, doen alles. Hy kom roep ons wanneer hulle gereed is. Hy het opleiding in Frankryk gekry om te kook en 'n huishouding aan die gang te hou. Hy help oom Barreto om te stort ook. Die oom is al 'n bietjie swak, maar sy verstand is helder. Hy praat Frans, Portugees, Engels en Hindi. Hy bedryf steeds die besigheid wat hout uitvoer vanuit die Kongo na verskeie lande. Hy gebruik net papier, pen en 'n sakrekenaar. Hy tik met sy wysvinger aan sy tempel. "It's all here, I don't need a fancy computer." Ons sit om 'n ronde tafel in sy ligverkoelde eetkamer en gesels. "Luke," roep die oom. Dadelik is Luke daar. Hy bedien koue bier en koeldrank, gevolg deur 'n keurig gekookte maaltyd, vleis, rys en groente. Een van die disse is eiervrug. Dis die eerste keer dat ek dit eet. Toe ek vra wat dit is en hoe dit gaar gemaak word, vertel oom Barreto vir my, dit word in die oond gebak, waarop ek sê, "I will try it once we have an oven." Oom Barreto kyk in ongeloof na my. "You don't have an oven? Then I give you one." Dis 'n klein en basiese model, maar voldoende en 'n welkome geskenk. Na ete kry ons Luke se tuisgemaakte roomys, vanilla en sjokoladegeur. Dit word in 'n plat piering bedien en jy eet dit met 'n ekstra klein teelepeltjie. Dit is heerlik. "Which one you like the most?" vra Frederik. "Both," sê ek voor ek dink. Oom Barreto roep weer vir Luke. Hulle wissel paar woorde in Frans. Oom Barreto sê ek moet nou mooi oplet want hy gaan vertaal wat Luke sê. Luke gee die roomys resep en dis eintlik baie maklik. 2 blikkies kondensmelk, 'n liter room, 450 ml ongegeurde yoghurt en 5 eiers. Klits alles deeglik saam en vries dit oornag. Van toe af is dit 'n groot gunsteling wat ek gereeld op Belter gemaak het.
Oom Barretto verhuur 'n klein Massey Ferguson trekker en 'n planter aan Wynand. Dit staan al baie lank ongebruik by hom. Wynand kan vereers daarmee aangaan. Ons is in die wolke daaroor, maar kort voor lank is daar probleme. Die trekker se dieselpomp breek as gevolg van die plaaslike diesel, wat nie genoeg olie in het nie. Dit is deel van die vele uitdagings, maar die werk moet aangaan. Reën wag nie vir die nuwe dieselpomp wat eers gesoek, bestel en betaal moet word voordat die reën val nie. Intussen bewerk Wynand die landerye met die stootskraper. Die ding loop stadig en hy's baie swaar op brandstof, maar waar daar 'n wil is daar 'n weg. Daar sê, dit was dit vir vandag. Dankie dat jy like, subscribe, share en die belbutton druk, en ek waardeer ook die vergoeding wat die persone vir my direk in my bankrekening inbetaal met die besonderhede onderaan elke video. Geniet jou aand.